Goeiedag, baie dankie dat jy saamluister. Ons pitstop vandag se tema is die gesindheid waarmee ons dien. Ons kyk na 1 Tessalonisense 2 vers 7. Jy is baie welkom om die konteks daar te gaan lees. Ons gaan natuurlik binne die konteks daarna kyk. Paulus praat oor sy en sy mede-apostels se bediening, maar dan ook eintlik oor elke disipel van Jesus se bediening, die wyse waarop ons bedien en veral dan die gesindheid waarmee ons bedien. 1 Tessalonisense 2 vers 7, dan sê hy, geleid deur die Heilige Gees, maar ons het sagmoedig onder julle geword, soos 'n moeder wat haar eie kinders koester. En ons leef regtig in 'n wêreld waar mense baie meer kyk na hoe word ek groot, as hoe word ek klein, waar mense dikwels sukses meet aan prestasie, invloed en sigbare resultate. Selfs in die kerk kan ons maklik begin dink dat goeie bediening beteken om indrukwekkend te wees, of altyd die beste, die grootste te wees, of altyd die regte antwoorde te hê. Is dit wat dit beteken? Of verwag die Here iets meer nederig van ons? Mense wat klein word, plaas daarvan om soos die wêreldse paradigma te probeer groot raak voor mense. Geleid deur die Heilige Gees wys Paulus vir ons 'n heel ander prentjie as dit wat ons van die wêreld en die wêreldse mense sien vandag, en die gat waarin ons as gelowiges ook val. Hy vergelyk homself nie met 'n koning, 'n bevelvoerder, of selfs 'n bekende leermeester, een van die min wat uitgekies is om die apostels van Jesus te wees. Die mense wat die kerk, die evangelie gaan verkondig het in die kerk gebou het, dis nie wat hy doen nie. Hy kies die beeld van 'n moeder wat haar eie kinders koester, liefhet. Dis 'n beeld van warmte, van veiligheid, van onvoorwaardelike liefde. Ook 'n beeld van geduld en 'n beeld van sagmoedigheid. Die woord wat Paulus gebruik vir sagmoedigheid beskryf nie iemand wat swak is nie. Dis eerder krag wat onder beheer is. Dis die vermoë om met geduld, vriendelikheid en liefde op te tree, selfs wanneer jy die gesag het om anders te doen. Hy gebruik ook die woord koester, wat letterlik beteken om iemand warm te hou. Dieselfde woord word in Efesiërs 5 gebruik, waar Christus sy kerk koester, warm hou, liefhet. Paulus sê dis eintlik dat sy bediening gevorm is na die voorbeeld van Jesus Christus self. Dit herinner ons daaraan. Die Here kyk nie eers na hoeveel ons doen nie, maar wat die gesindheid is, waarmee ons dit doen. En ware diens gaan nie oor beheer nie, maar oor sorg. Dis net soos ware leierskap nie gaan om mense te domineer nie, maar mense te lei en mense te motiveer. Dit gaan nie oor aansien nie, maar oor nederigheid. Dit gaan nie oor ons eie eer nie, maar oor selfopofferende liefde in diens aan die Here. En hierdie gesindheid, geliefdes, kom nie van self nie, is die werk van die Heilige Gees wat ons harte vernuwe. Is die werk van die Heilige Gees wat liefde in ons laat leef, liefde vir God en liefde vir ons naaste. Dit is die werk van die Heilige Gees wat maak dat ons mense is wat bereid is om voetwassers te wees en opofferend te wees en die Here te dien, deur ook die Here se mense te dien. En daarom roep Paulus ons elders op in Filippense 2 vers 5, dat dieselfde gesindheid in julle wees wat daar ook in Jesus Christus was. Hy het gekom het en gesê het, ek het gekom om te dien en nie om te gedien te word nie. En hy is God wat mens geword het. Ons moet onsself eerlik vra in die tyd waarin ons leef, hoeveel keer is ons paradigma, ons denkwyse eerder heeltemal andersom om te sê, waar kan mense my dien? Waar kan iets tot my diens staan? Waar kan ek deur goeders opgehef word? Ek wil nie graag laag word nie, ek wil nie graag minder word nie, en ek wil ook graag nie moeite doen om ander te dien nie. Is dit nie baie keer die gat waarin ons as gelowiges val nie? Miskien is dit 'n goeie vraag om onsself vandag te vra. Wanneer ek my gesin dien, met kollegas werk of betrokke is in die gemeente, ervaar mense iets van Christus se sagmoedigheid, sy koestering deur my. Laat ek ander veilig, geliefd en versorgd voel. Ja, die roeping hier binne is groot, en tog binne in ons swakheid en sondigheid val elkeen van ons dalk soms in iets anders as dit. Maar daarom roep die Here ons vandag om opnuut gefokus te wees op die sagmoedigheid en liefde waarmee ons mense dien en waarmee ons hom dien. Mag ons nie net die evangelie met woorde verkondig nie, maar ook met 'n lewe wat die liefde van Christus weerspieël. 'n Lewe wat Christus in mense se lewens inbring, nie net deur wat ons sê nie, maar deur hoe ons optree, en dan veral na aanleiding van vandag
na hoe ons mekaar dien. Kom ons bid saam. Here, help ons om getrou aan ons roeping, ons Here Jesus te volg en diensknegte te wees. Om U te verheerlik en hoe ons mekaar in liefde ophou, en hoe ons in sagmoedigheid met mekaar omgaan, en ons soos moeders wat omgee mekaar in U liefde versorg en liefhet. Ons bid dit van die Here in Jesus se naam. Amen.